Groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en ja, dis 'n voorreg om weer in God se woord saam met julle te gaan en hierdie week sit ons nie langs die hokkieveld nie want dit reën nogals erg. Maar ja, dis nog steeds 'n voorreg. Dankie dat julle die tyd afsonder en dankie dat julle vir my daai tyd gee om bietjie in God se woord in te gaan en met julle te deel dit wat die Here op my hart lê. En as julle die laaste paar weke gevolg het, dan sal julle definitief besef dat dit met die Here plaas op my hart regtig ja, dat ons identiteit moet vind binne in Christus. En ek weet daar's baie mense wat gekom het en vir julle gesê het jou identiteit is daar, jou identiteit is daar. Maar ons moet by daai punt kom waar ons dit besef en daaruit lewe. Want baie van ons het dit hierbo en ons weet ja, ek is 'n kind van Christus. Ja, ek is 'n gelowige. Ja, ek is. En dis daai woorde wat by my stil staan. Ek is. En as jy in die oggend vir jouself in 'n spieël kyk, en dis baie keer waar ons vashak, nê. Dan kyk ons na onsself in 'n spieël. En dan kyk jy na jouself en jy sê ek is. En ek weet nie wat se woorde daar volg nie. Net vir die dames besig met die make-up en die hare en wat en vir ons mans weet ons spandeer nie baie tyd. Miskien is dit jy wat nog so skeer en jy kyk jouself in die spieël en wat sê jy vir jouself in daai oomblik? Want ons is geneig om mekaar of onsself nie in die oë te wil kyk nie. Onsself, en ons is besig in die spieël. Ja, ons is besig met dinge en hare en tandeborsel en maar vat ons daai oomblik om stil te staan en vir jouself te kyk in die spieël. En jy sê, Wynand, wie is jy? En dan antwoord jy en jy sê ek is. En dan kan jy die sin maar klaarmaak daar. Sien, ons is maklik om hier te sit en sê ja, Efesiërs sê ek is, Filippense sê ek is. Weet, hulle sê vir jou ek is, jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is tot alles in staat deur Christus Jesus. Sien jy die patroon wat deurkom en daai patroon kom van wanneer af? Van die tyd toe Moses daar gestaan het. Daai Moses het in die paleis groot geword. Sy ma het 'n plan gehad met sy lewe. En hy het in die paleis groot geword en hy het rykdom gehad en hy het alles gehad wat hy kon voorvra. En hy maak 'n fout. En hy gaan weg. En alles is van hom af weggevat. En hy werk hard. Want hy 40 jaar het hy maar net gejol en gespeel en sy eie ding gedoen en geen verantwoordelikheid was op sy skouers nie. En dan ewe skielik draai dit om en hy verloor alles, hy verloor dit waarin hy sy identiteit gekoppel het. Om te sê ek woon in die paleis, ek is die seun van die farao, ek is die broer van die farao se seun, ek is. En alles in 'n oomblik van hom weggevat. Want hy het homself geïdentifiseer as iets wat nie goed genoeg was in God se oë nie. Want God het groter planne vir hom gehad. En dan kom hy en hy verloor alles en hy moet daar gaan werk as 'n diensknegt en hy gaan werk as 'n skaapwagter en daar kom 'n tyd wanneer God met hom praat. En hy brandende bos, ons ken die verhaal. En dan gaan Moses en hy redeneer met God en God sê vir hom, gaan doen die werk waarvoor ek jou geskape het. Gaan lei die volk uit slawerny uit. En Moses redeneer, ja, maar ek kan nie praat nie en ek kan nie. En hy begin al hierdie verskonings want dit is onthou hy het alles gehad, het alles verloor en nou sy identiteit gekoppel aan daar waar hy homself vir die laaste 40 jaar gevind het en hy sê ek kan nie. En dan kom God en hy praat met hom en hy sê, okay, as God sê ek moet gaan, dan sal ek gaan. En dan draai hy om en hy sê vir God, maar as hulle my vra wie het my gestuur, wat moet ek vir hulle sê? En is dit nie daai mooi woorde wat God omdraai en sê net vir hulle, ek is, het jou gestuur. I am has sent you. Dis al wat God vir Moses sê.
En Moses gaan en ons ken die verhaal van daar af, maar dit is daai identiteit wat daar vashak by my en jou vandag. Dit moet daar by ons vashak om te sê, as ons omdraai en sê ek is, gebruik ons die woorde wat God binne in ons geplaas het en ons identiteit. Ewe skielik is ons identiteit nie meer ons in nie, maar dit is God se identiteit wat in ons is. Van die begin van tyd, God het jou in sy beeld gemaak. Galasiërs sê God het sy gees gevat en oor jou gees geplaas en dit daar binne-in geseël. Dis hoekom ons kan sê ek is vandag tot alles in staat deur Christus Jesus. Ek is geregverdig. Ek is meer as oorwinnaar. Ek is, want jy vat die woorde wat God binne in jou gees geplaas het, toe hy jou nog daar in Psalm 139, toe hy vir jou gesê het, toe jy nog in jou moederskoot was, het ek jou daar gevorm, sê God. En daar het hy al reeds die saad, sy gees binne in jou geplaas, en hy het vir jou daar al begin skep en vorm en vir jou gesê, jy is my geliefde. En dit is daar waar ek wil vashak, want as ons besef wie ons is, want dit sê vir ons, ek is. Ons is in die beeld, jy is in die beeld van God geskape. Jy is geroep met 'n doel. Dan kom God en hy plaas sy gees binne in jou. En die dag wat jy omdraai en sê, Here, ek aanvaar U as my verlosser, my skepper, my koning, my God. Dan kom God en hy was ons skoon. En hy sê, jy is nou my geregtigheid. Jy is nou die geregtigheid van God in Christus Jesus. En dit is daai wat jy vir jouself moet sê elke dag as jy vir jouself in die spieël kyk, dalk net voor jy die make-up doen of die baard skeer of die tandeborsel of iets. En jy kyk jouself direk in die oë en jy spandeer daai minuut en jy sê, ek is God se skepping, ek is God se geliefde kind, ek is 'n oorwinnaar, nee, meer as oorwinnaar. Jy sien as Moses vasgehak het in sy identiteit as Farao se kind, dis al wat hy sou word, is Farao se kind. Ja, hy het alles gehad wat 'n mens kon aandink, maar God het vir hom soveel meer in stoor gehad. So hy kon daar gestop het en gesê, dis genoeg, maar God het hom geroep en vir hom gesê, ek het meer in stoor vir jou, Boeta, ek het meer in stoor vir jou, Sissa. En dis wat God vandag vir jou sê, maar jy moet eers hy identiteit aantrek om te sê, as jy in 'n vertrek instap, dan sê jy, ek is meer as oorwinnaar, ek is tot alles in staat, ek is die kind van die Allerhoogste God, God het my geskape, daarom is ek. En dan stap jy in, en jy gaan doen dit waarvoor God jou geroep het. Sien, ek wil vandag, en ek weet, om bietjie lank gepraat hierso voor ek by die teksvers vandag uitkom, maar dit is weer eens daai, jou identiteit in Adam was, jou identiteit in Christus is, en dis vir die woord vir ons hierso sê, nee, weer eens, Romeine 5 sê dit vir ons so veel keer. En dan kom Lukas, en Lukas hierso sê dit vir ons, dat toe Jesus tussen die fariseërs was, en dit is jy, toe ons tussen die mense was, toe ons, as ons nou môre werk toe gaan, of oormôre, of wanneer ook al jy na hierdie luister, en jy gaan in 'n situasie in waar God jou geplaas het in daai situasie, of jy jouself daar gevind het, en jy weet nie hoekom nie, en dit is hier waar die fariseërs kom na Jesus Christus self toe, en hulle sê vir hom, jy wat praat oor al die dinge, jy wat praat oor die koninkryk van God, jy wat praat oor die dinge wat nog gaan kom, en waar is hierdie koninkryk waarvan jy praat? En dan gaan mense na jou toe kom in jou werksituasie, en jy gaan nou instap met hierdie boldness en hierdie confidence wat jy het, want jy besef wie jy is. Dan gaan jy in daai vertrek instap, en jy gaan instap, en jy gaan vir hulle sê, hier is ek om 'n werk te doen. God het my geroep om hierdie werk te doen. God het my geplaas in hierdie situasie waar ek myself nou vind. En dan gaan jy hulle vir jou vra en sê, ja, maar wat maak jy hierso en hoekom is jy hierso? En Jesus sê vir ons hierso in Lukas 17, Jesus is so 'n mooi voorbeeld. Hy sê, en toe hy deur die priesters gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom.
En baie mense vra ons dit vandag om te sê, ja, is dit die teken van die tyd, is dit die eindtyd, is dit, kyk wat gebeur in die wêreld, en ons sê, ja, van die kruisiging tot nou toe lewe ons in die eindtyd. Maar die Fariseërs kom en hulle sê, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, Jesus antwoord die Fariseërs, Jesus sê vir jou ook vandag, die koninkryk van die God kom nie met sigbare tekens nie. Sien, ons sal dit nooit kan sien nie, ons sal dit kan ervaar. Ons sal weet hier binne in ons, hoekom, en kyk wat sê daar, en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Hey, is dit nie amazing nie? Daar sê Jesus dit self. Onthou, Johannes die Doper het gesê, die koninkryk van God is naby, die koninkryk van God is in julle midde, die koninkryk van God is, en hy sê, bekeer julle, bekeer julle, bekeer julle. Maar Jesus kom nou, en hy sê vir hulle, dit is so mooi, en hy sê dit vir jou vandag, sodat jy dit sal kan indink, en vir jouself sê, dit is wat God vir my sê. Die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in jou vandag, geliefde. Dis die boodskap wat God vir jou vandag wil sê, om te sê, die koninkryk van God is in jou, is binne in jou. Besef dit vandag, want die koninkryk van God, hoe groot is dit? Hoeveel krag is daar? Hoeveel autoriteit? Onthou, dis bietjie belangriker daar, die autoriteit wat ons het, omdat ons weet dat die koninkryk van God in ons is. Dat ons daai autoriteit sal begin uitspreek en uitleef in die wêreld daar buite, want met daai autoriteit sal die krag van God begin werk, deur dit wat jy gaan begin bely, dit wat jy begin glo, dit wat jy begin besef. En dit is die boodskap wat God vir my en vir jou los vandag, om te sê, daar in die begin, Moses se tyd, daar in die begin, sê hy, ek het jou gestuur. Nou kom God hierso, Jesus is God geopenbaar in die vlees, en hy sê vir die mense, die koninkryk, die groot ek is binne in jou. Met al krag, al autoriteit, al die oorwinning, al die heerskappy, alles wat saam met 'n koninkryk kom. En al wat God van my en vir jou verwag is dat ons posisie sal inneem en dit begin uitleef. Dit wat uit jou mond uitkom, as jy vir jouself kyk in die spieël en sê ek is, dan moet jy dit besef, dan moet jy dit begin glo in jou hart, om te sê jy is alles wat God in jou geplaas het. Wat het hy in jou geplaas? Alles. Die koninkryk van God is binne in julle. En ek los julle met dit vandag, en ek sê vir jou vandag, elke dag as jy opstaan, voordat jy opstaan, sê jy dit vir jouself. Dis nie 'n mantra, dis nie 'n yoga ding nie, dis nie 'n airy-fairy ding nie, dit is wat die woord van God vir jou sê vandag. Dit is wie jy is, dit is waar jou identiteit lê. En as jy jou identiteit nie hier vind nie, gaan die wêreld vir jou sê, dit is jou identiteit. Net soos Moses, nee, vir 40 jaar, dit was sy identiteit. En God kom, maar ek het iets groter in stoor vir jou. En God sê vir jou vandag, ek het iets groter in stoor vir jou vandag. Begin dit glo, begin dit bely, begin dit dan gaan soek in God se oë, en dan begin dit gaan doen. En dit is ook 'n belangrike deel, dat ons dit sal besef, dat ons dit sal begin bely en verklaar en uitspreek oor ons, en dan daar waar God die deure oopmaak, gaan doen. Want Moses het nie net teruggesit en gesê, ja, die koning, hy dit gaan doen. En deur dit is hy geseënd, en 'n hele volk is geseënd, as gevolg van die plan wat God vir hom gehad het. Mag jy geseënde dag hê, mag jy geseënde week hê, mag God se seën oor julle lewens, oor julle besighede, oor julle skool, oor julle families, julle huwelike, en oor jou kom. Mag die genade oor julle kom, en mag jy besef dat die koninkryk van God is binne in jou. Lief vir julle, en as julle nodig het, reik uit, en ons bid saam met julle, en ons tree in oorwinning saam met julle uit, in Jesus naam. Amen.